So kom ons bid saam. Here, vanoggend kom ons bymekaar om 'n baie spesifieke saak in die woord te ondersoek, Here. En ek wil U eer dat U ons almal teruggebring het vanoggend, Here. Here, dit is 'n voorreg om in die woord te sien dat U vir ons 'n riglyn gegee het vir die gesin. Here, dit is 'n voorreg om deur die laaste paar weke te geleer het dat wanneer ons met die Gees vervul is, dan is dit vir ons moontlik om godvreesende lewens te lei. Here, vanoggend begin ons met die onderwerp van die vrou in die gesin. Here, seën elke vrou wat hier sit, Here, dat haar hart toeganklik sal wees vir U waarheid. Here, maar seën ook die manne, dat hulle vrouens sal ondersteun in hierdie rol. Here, seën U eie woorde vanoggend asseblief, Here. Seën my ook dat ek die woorde reg sal gebruik, Here. Dat U alleen verheerlik sal word, Here. Ons vra dit in die wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen. So ek dink julle sal saamstem na verlede week, as ons eerlik is met onsself, sal ons sê, ons gesinne is in die moeilikheid. Ons het toegelaat, ons as Christene het toegelaat, dat die wêreld ons mislei, om die wêreldse standaard, ons standaard te maak. Maar ons kan vanoggend vir God dank, dat uit die genade van God uit is ons hier by mekaar, en ons kan uit die woord uit die waarheid hoor, en dat God ons die geleentheid gee om reg te maak. Dit wat ons verkeerd gedoen het, kan ons regmaak. Nou die konteks waarmee ons besig is in Efesiërs is ons moet waardig wandel. Paulus skryf ons in Efesiërs 4 vers 1, wandel waardig volgens jou roeping. En dit is waarmee ons besig is, as ons gevul is met die Heilige Gees, dan gaan mans en vrouens en kinders op 'n sekere manier lewe, en dan gaan ons gesinne volgens 'n sekere standaard wees. En ons begin by die vrou. So julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 5. Ons gaan lees van vers 22 tot vers 24, Efesiërs 5, en ek lees uit die woord van die lewende God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Tot sover. Nou alles wat Paulus vir ons wil sê oor die vrou se rol en die vrou se verantwoordelikheid kan saamgevat word in vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Nou hoekom dink julle is dit nodig dat Paulus vir julle moet sê? En onthou nou, ek gaan nou praat met julle, dis julle vrouens se dag vandag en volgende week. Hoekom is dit nodig dat Paulus vir julle moet sê, wees onderdanig? Om dit werklik te verstaan, moet ons by die begin begin. Ons moet by Genesis begin. En ons gaan deur hierdie hele reeks van die gesin, gaan ons wye draaie in die Bybel maak, en ek sal elke week sal ek vir julle die Bybelverse sê, vir die van julle wat dit wil volg in die Bybel, dan kan julle boekmerke gaan insit. Maar om die konteks werklik te verstaan, moet ons na 'n klomp verskillende skrifdeeltes gaan kyk. Want ons moet verstaan, wat is God se wysheid hier agter. En as ons God se wysheid verstaan, dan gaan dit vir ons sin maak. En as dit vir ons sin maak, sal ons dit kan implementeer. So dis hoekom ons redelik wyd gaan draai in die Bybel. So om die onderdanigheid van die vrou te verstaan, moet ons begin by die begin, en ons gaan kyk na Genesis 2. Nou God het in Genesis 1, in die begin van Genesis 2, die hele skepping gemaak, en alles was goed gewees. Toe maak God vir Adam, en God gee vir Adam 'n baie spesifieke opdrag. As jy gaan kyk na vers 16 en 17 van Genesis 2. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So die eerste belangrike punt wat ons hier moet sien is, Eva was nog nie gemaak nie. God het hierdie opdrag, op daai stadium die enigste opdrag, vir Adam gegee. En as jy daar gaan kyk na vers 18, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So daar besluit God, gaan vir Eva maak. En dit is baie belangrik om te sien, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Met ander woorde, God het vir Adam 'n hulp gemaak. En dan van vers 19 tot 22 sien ons hoe God vir Eva gemaak het, uit die ribbebeen uit, en dan vers 23 tot 25 sien ons, toe sê die mens,
Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. So wat ons hier sien is, hier is die huwelik ingestel. Hier stel God die huwelik tussen 'n man en 'n vrou in, en hulle sal een vlees word. En dan, as ons omlaai na Genesis 3 toe, sien ons van die listige slang, die duiwel, wat vir Eva mislei. Nou wat hy doen is, hy verdraai God se woord. Dit is wat die slang doen. Hy verander God se woord, sodat die leuen wat hy verkondig goed klink. Dit klink vir Eva goed, dit lyk vir Eva goed, en dis presies hoe ek en jy mislei word vandag. Ons hoor stories, wêreldfilosowe, sielkundiges en ander slim mense skryf boeke. In ons konteks waarmee ons besig is, hulle skryf ons boeke oor die huwelik, hulle skryf ons boeke oor hoe jy jou kinders moet grootmaak. Dit voel vir ons reg, dit klink vir ons reg, en dan bou ons gesinne om hierdie dinge. Maar dis leuns, want is nie die woord van God nie. So al wat Satan met Eva reg gekry het is, dat sy die woord van God bevraagteken het. Hy het haar nie so ver gekry om 'n moord te pleeg nie, hy het haar nie so ver gekry om te steel nie, of enigiets anders te nie, sy het net die woord van God bevraagteken. Sy het eerder na iemand anders te geluister, as na God. En, kyk na vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van sy vrug en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Nou daar's 3 dinge wat ons hier kan sien. Sy het na die boom gesien, dit was vir 'n lus vir haar oë, dit was 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en dit was goed gewees. As ek dit nou in Engels sê, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Dis die enigste 3 maniere wat ek en jy mislei kan word. Dis hoe ons mislei word, van die begin af tot vandag toe. Dis hoe ons mislei was. Maar hoor, kyk hoe eindig daai vers. En gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. So die direkte implikasie hier was, Adam het langs haar gestaan. Adam het langs haar gestaan. Hy het die hele gesprek gehoor tussen haar en die slang, en hy het niks gesê nie. Dis wat dit impliseer. God het aan hom die opdrag gegee, nie aan Eva nie. Dit was Adam se verantwoordelikheid om Eva te leer, maar ook om haar tereg te wys. Dit was sy verantwoordelikheid gewees. So wat het hier gebeur? Hulle albei het toegelaat dat hierdie rolle omgeruil word. En wat was die nagevolg? Chaos. Chaos vir die mens, vir die hele menseras. Hoe het sonde in die wêreld ingekom? Die hoof van die huis het nie sy rol vervul nie. En hulle sien hoe belangrik is dit. Die helper, wat die vrou is, het geestelike leiding geneem. En toe is dit chaos. Vers 7 sê, toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. Hulle het toe gaan wegkruip vir God, God het hulle gaan soek, en toe spreek God die nagevolg van hierdie ongehoorsaamheid aan. En dis eintlik waarby ek wil uitkom, volgend, of nou. En dis by die vloek. As jy gaan kyk na vers 9, en ek gaan vir ons lees van vers 9 tot vers 24. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Nou kyk bietjie daar, wie roep hy? Hy roep nie vir Adam en Eva nie, hy roep die mens, want hy het die mens, die man, aangestel as hoof, en hy het vir hom die opdrag gegee. Vers 10, en hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat jy my gegee het, om by my te wees, sy het my van die bome gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, nou let op, hy vra nie vir die slang vra nie. Hy konfereer nie met die slang nie. Hy sê, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet
al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem, en eet, en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerips aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. So hier spreek God 'n vloek uit, oor die hele mensdom en oor die aarde. En daar's 3 verhoudings wat vernietig is, toe hierdie sonde plaasgevind het. En die eerste verhouding is, die verhouding tussen die mens en die aarde, want voor die sondeval was kos vrylik beskikbaar, en toe sê God, nou gaan jy werk. As jy wil eet, gaan jy werk. En dit gaan moeilik wees. Die tweede verhouding wat gebreek het, wat vernietig is tussen die mens en God. In vers 23 sien ons dat God die mens weggestuur het uit die tuin uit. En in vers 24 sien ons dat God gerips, dis engele, aangestel het, laat die mens nie kan terugkom nie. En van toe af is dit vir my en jou onmoontlik om terug te kom in die teenwoordigheid van God. Ons het God actually nodig daarvoor. So dis die tweede verhouding. En dan die derde verhouding is tussen mens en mens. En jy het gesien wat Adam gedoen het, hy het vir Eva die skuld gegee. Eintlik vir God en vir Eva, nee, want hy sê dis die vrou wat jy my gegee het. So daai 3 verhoudings is vernietig. En dan sien ons in vers 16 die vloek op die man en die vrou. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar. En kyk nou hier, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En daar is die vloek op die man en die vrou. Die vrou se begeerte is na die man se autoriteit, na haar hoofskap. Die vrou wil die hoof wees. So die vrou se natuurlike drang is om te rebelleer teen haar man. Dis jou natuurlike drang. En die man, en hy sal oor jou heers. So die natuurlike drang van die man is om te domineer. En hier sit ons met elke liewe huweliksprobleem van alle tye. Elke egskeiding deur die geskiedenis van die mens het hier begin. Die vrou wat wil domineer teenoor die man, die vrou wat wil rebelleer teenoor die man wat domineer. En een van hulle wen. En die godvreesende gesin is waar jy die middelpunt vind, waar jy die onderdanige vrou het en die liefdevolle man het. En dit is die doelwit van die gesin. En dis hoekom dit nodig vir Paulus is om vir julle te skryf, vrouens, wees onderdanig aan julle eie mans, want dit kom nie natuurlik nie. Dis nie iets wat natuurlik kom nie. God het aan elke gelowige die Heilige Gees gegee om hierdie vloek teen te werk. Dis die doel van die Heilige Gees. God se ontwerp vir die Christen gesin is dat die Christen gesin gevul sal wees met die Gees van God en so die uitwerking van die vloek sal verlig. Dit is hoe ons die vloek verlig. Dan sal ons in vrede en in liefde met mekaar saamlewe en God verheerlik. So vrouens, julle is geskape as julle mans se gelyke. Jy's geestelik gelyk aan jou man. Daar's geen onderskeid tussen jou en jou man nie, maar jy is jou man se helper. Jou man is die hoof van die huis en jy is die helper in jou huis. Jy moet onderdanig wees aan jou man se geestelike autoriteit. Julle sal ook sien die sinkonstruksie is daar nie 'n vraagteken nie, dis 'n opdrag.
Dit is God se ontwerp. Petrus het dieselfde vir ons geskryf. Hierdie is nie 'n unieke konsep aan Paulus nie. Petrus het dieselfde vir ons geskryf. Julle kan nou blaai na 1 Petrus 3 toe. In 1 Petrus 2 skryf hy van die onderdanigheid aan die owerhede, dan skryf hy aan onderdanigheid aan die werksplek, en dan 1 Petrus 3, vers 1 en 2 staan daar, net so moet julle vroue, nou onthou hy sê net so, want hy verwys aan die onderdanigheid na die regering toe, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godvreesende wandel aanskou het. So wat hy hier sê is, dat vroue onderdanig moet wees aan hulle eie mans, selfs as jou man nie 'n gelowige is nie. Of as jou man 'n gelowige is, en hy is nie gehoorsaam aan die woord nie, moet jy steeds aan hom onderdanig wees. Want jy kan hom so wen vir Christus, deur jou lewenswandel. Dan skryf hy verder in hierdie gedeelte oor hoe die vroue hulle self versier, en hy sê dat die vrou moet fokus op innerlike skoonheid, en nie uiterlike skoonheid nie, en julle vrouens moet baie mooi sien, hy sê nie, jy mag jouself nie mooi maak vir jou man nie, maak jouself asseblief mooi vir jou man, maar wat hy sê is, innerlike skoonheid is meer belangrik, as uiterlike skoonheid. En dan vers 5 en 6, want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulself versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, so Sarah gehoorsaam was aan Abraham, en hom Heer genoem het. Nou hier sien ons onderdanigheid is nie 'n nuwe konsep nie, dit kom van die begin van die Bybel af, selfs van Abraham se tyd af. Die man is aangestel as die hoof van die vrou, en jy kan dink aan die drie-eenheid, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is gelyk God, dis die drie persone van die drie-eenheid, maar God die Vader is die hoof van Jesus Christus. En Jesus Christus het homself onderdanig gestel aan God die Vader. Dit is dieselfde in die gesin. Die man en vrou is geestelik gelyk voor God, maar die man het 'n ander rol as die vrou, en die vrou het 'n ander rol as die man. Die man se rol is as hoof van die vrou, en die vrou se rol is helper van die man. In 1 Korintiërs 11 vers 3 word dit so beskryf. Maar ek wil hê dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Sien julle die rolle daar? God die Vader, Christus, jy hoef nie na 1 Korintiërs te blaai nie, dis net een versie. Is God die Vader, Christus, die man, die vrou. En daar's verskillende rolle. Nog 'n gedeelte, julle kan na hierdie gedeelte toe blaai, 1 Timoteus 2. Nou Paulus skryf hierso oor die vrou se rol in die kerk. Nou dink nou aan alles wat ons nou reeds gesê het van onderdanigheid van die man en die vrou, en dink hoe God dit beplan het van die begin af, en dan vers 9 tot 12 sê, so ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haarself stil hou. Nou hier loop ons onsself vas teen 'n groot krisispunt in die Christenkerk vandag. Mag vroue preek of nie? Paulus skryf hierso dat die vrou nie oor die man mag heers nie. Sy mag nie geestelike autoriteit neem oor die man nie. Sy moet haarself onderdanig stel aan die man, in die huis en in die kerk. Hoor hoe klink vers 12 in die Engelse Bybel. But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain silent. En dan die 2020 vertaling. Ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie. Sy moet haar stil gedra. Dit is nie die vrou se rol om geestelike autoriteit oor 'n man te neem nie. Nie in die gesin nie en ook nie in die kerk nie. In God se perfekte wysheid het God vir ons 'n kwalifikasieklousule gegee vir hierdie gedeelte van die kerk. Want die slim mense van vandag sê vir ons, Paulus het hierdie gedeelte geskryf 2000 jaar terug,
Vrouens was niks gewees nie, vrouens het geen reg gehad nie, so die kultuur van die dag het hom toegelaat om dit te sê. Ons kultuur 2000 jaar later is anderste, so daai was 'n kultuurgedrewe teks gewees. Maar kyk na vers 12. Ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie, sy moet haar stil gedra. Adam is immers eerste geskep, daarna Eva. En Adam is nie mislei nie, maar die vrou het haar laat mislei en het 'n oortreder geword. Maar sy sal verlos word te midde van kindergeboorte, mits hulle volhou om gelowig, liefdevol, heilig en ingetoot te leef. So hier trek Paulus hierdie rol in die kerk terug na die skepping toe. So hy het dit nie geskryf oor die kultuur nie. Hy het dit geskryf omdat dit God se orde is van die begin af. So die kultuur bepaal nie die vrou se rol nie. God bepaal die vrou se rol. En God se bepaling is, in die huis is die man die hoof en in die kerk is die man die hoof. Dit is hoe God dit bepaal het. Die rede hoekom God nie toelaat dat 'n vrou preek en geestelike autoriteit oor 'n man neem nie, is omdat dit chaos veroorsaak. Dink gou 'n bietjie hieraan in ons konteks. Kom ons sê julle almal glo, die man is die hoof van die huis. Maar Cindy is ons predikant. Nou ry ons huis toe. Hierso het sy geestelike autoriteit oor my. Nou ry ons huis toe. Het ek nou weer geestelike autoriteit oor haar. En nou kom ons Sondag kerk toe. Nou het sy weer geestelike autoriteit oor my. Kan julle sien die mekaarspel wat gebeur? En dis presies wat in ons kerke gebeur. Net soos met die sondeval, sodra die vrou geestelike autoriteit neem, is chaos altyd die nagevolg. Net so in die kerk. Altyd. So wanneer ons na al hierdie verskillende gedeeltes kyk, dan kan ons baie duidelik sien dat daar spesifieke rolle is. En God het 'n spesifieke orde ingestel vir sy gesin en ook vir sy kerk. En die kultuur waarin ons leef, kan nie hierdie orde verander nie. Die kultuur het nie die mag of die gesag om ons as Christene hierdie rolle te laat omruil nie. Onthou wie is ons hoogste autoriteit? Dis God. As ander mense, as ongelowiges dit wil doen, dis 'n saak tussen hulle en die Here. Ons sê ons is gelowiges. Wedergeboorte het plaasgevind, die Heilige Gees woon binne in ons. Met ander woorde, as die Heilige Gees binne in ons woon, dan is die Bybel ons hoogste autoriteit, dan volg ons die Bybel. Kyk. So wat ons sien in die skrif, is dat God die man en die vrou as gelyke mense gemaak het, geskaap het. Daar's geen geestelike verskil tussen 'n man en 'n vrou nie. Daar's intellektueel geen verskil tussen 'n man en 'n vrou nie. God het selfs die man en die vrou gelyk gemaak wanneer dit by wysheid kom. Ons is gelyk, man en vrou is gelyk. Maar God het die man eerste gemaak en so die man aangestel as hoof van die vrou en die orde so ingestel. En dit is God se orde. Nou as ons teruggaan na ons teksvers toe van Efesiërs 5 vers 22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Nou hier's nog twee aspekte van hierdie vers waarna ons kan kyk. En die eerste een is aan julle eie mans. Dame, jy moet onderdanig wees aan jou eie man. Hierdie is nie 'n breë spektrum vers wat sê, nou is jy onderdanig aan alle mans nie, jy is onderdanig aan jou eie mans. Die Grieks wat Paulus hier gebruik het, skep hy die indruk van eienaarskap. Jou man besit jou, maar jy besit ook jou man. Dis die manier waarop hy dit geskryf het, want julle is een. Onthou julle het een vlees geword, so julle besit mekaar wedersyds. So hierdie autoriteit en hierdie onderdanigheid is nie vir ander mans nie. Aan julle eie. Dit is hierdie wonderlike belofte van 'n man en 'n vrou wat hulle gemaak het voor God en toe het hulle een vlees geword en nou is hulle onderdanig. En hulle is een. En dit is wat die woorde wat Paulus hier gebruik. En dan eindig die vers met soos aan die Here. So nou moet ons die vraag vra, hoe onderdanig is jy aan die Here? Want baie vrouens sê, hulle glo in Christus en hulle glo in God, hulle is gehoorsaam aan God, maar hierdie ding van onderdanigheid, nee, ons glo dit nie. Soos aan die Here. So hoe onderdanig is jy aan die Here? As ons teruggaan na, julle kan weer gaan kyk na 1 Petrus 3, vers 5 en 6.
Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. En hoor nou vers 6. So Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het. Onderdanigheid kom neer op gehoorsaamheid. Dis waarop dit neerkom. En baie vroue sukkel hiermee. Baie. Want daar kom 'n vrees by vrouens op as hulle hierdie dinge hoor van gehoorsaamheid en onderdanigheid aan hulle eie mans. Maar kyk wat sê vers 5. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het. Jou hoop as 'n godvreesende vrou lê geanker in God. Dit lê nie geanker in jou man nie. Jou man gaan jou teleurstel. Jou man gaan jou seermaak. Want weet julle wat? Hy is 'n sondaar. Net soos wat jy 'n sondaar is. Jou hoop is geanker in God. As ons na Titus 2 gaan kyk, julle kan soontoe blaai, dan sien ons dieselfde konsep van onderdanigheid by die vrou, maar hier gebeur nou iets anders. Paulus bring nou iets anders hier so in. Hy begin onderdanigheid nou 'n bietjie vir ons meer prakties te maak. En as ons lees vers 3 tot 5 van Titus 2, die ou vroue, die nuwe vertaling het dan die woord ouer vroue gebruik, so dit is dan beter. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle eie mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed en aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. So wat Paulus hierso doen is, hy trek hierdie onderdanigheid en hy bring dit bietjie meer na die huis toe. En hy bring bietjie praktiese implikasie hierso in. En hy bring pligte in vir die vrou. En die eerste plig vir die vrou is, die ou vroue moet in hulle gedrag, die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit heiliges betaam, en dan die laaste gedeelte, maar leraresse van wat goed is. Nou die ouer vroue hier is dames wat nie meer kinders in die huis het nie. So as jou kinders nou uit die huis uit is, en jy het nie meer kinders nie, dan sien die Bybel jou nou as 'n ouer vrou. OK, nou in die Bybelse tyd, as ons na ander gedeeltes gaan praat, dan praat hulle van weduwees, 60 jaar, van die gemiddelde vrou het op 60 nie meer kinders in die huis gehad nie, want gewoonlik die laaste kinders wat hulle gehad het, was so in die vroeë 40s, en so hier by 15, 16 is jou kind in die huis uit, so op 60 het jy nie meer kinders in die huis nie. OK, so die ouer vroue moet die jonger vroue leer. Nou wat geweldig belangrik is hierso is, maak nie saak hoe oud is jy nie, en manne, ons gaan nou later by ons ook nog kom, maar by die vroue, God het vir jou 'n rol. God het vir jou 'n verantwoordelikheid. God wil ons gebruik tot die dag wat ons doodgaan. Ons sit ongelukkig in 'n generasie waar ouer mans en vrouens dink, as hulle op pensioen gaan, niemand het hulle meer nodig nie, hulle kinders het hulle nie nodig nie, en die kerk het hulle ook nie nodig nie. Die kerk het julle nodig. Die kerk het julle wysheid nodig. En hier sien ons dit. Sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees. Dis interessante woorde wat Paulus gebruik. Waarvoor moet hulle die vrouens leer om versigtig te wees? Kyk na die eerste ene. Om hulle mans en hulle kinders lief te hê. Om hulle mans en hulle kinders lief te hê. Nou wat baie belangrik is hierso is, kyk die volgorde waarin dit geskryf is. Eers die mans, dan die kinders. Probleem in meeste gesinne is, sodra daar kinders gebore word, dan verander die vrou se prioriteit. Haar prioriteit beweeg weg van haar man af, en dit beweeg na die kinders toe. Nou dink gou 'n bietjie hierso. Met wie is jy een? Met jou man of met jou kinders? Jy's nie een vlees met jou kinders nie. Jy's een vlees met jou man. En dit is hoekom die man eerste geskryf is. As daai verhoudingsbreek kom tussen die man en die vrou, waar die vrou die kind as 'n prioriteit sien, dan is dit nie meer 'n Christen gesin nie. Dan is die fondasie gebreek. Dan is daar krake in die fondasie. En dis 'n leuen van die wêreld wat vrouens glo, maas glo dit. Dat sodra jy kinders het, is dit alles. Jou lewe draai na om jou kinders. Jy kan nie jou kinders in 'n godvreesende, gesonde huis grootmaak as jou man nie jou eerste prioriteit is nie. En onthou nou, ek praat nie van jou verhouding met God nie. Dis altyd jou eerste prioriteit.
praat van jou menslike verhoudings. Jou man moet altyd jou prioriteit bly. En dit is ook hoekom Paulus dit so skryf. En onthou, jy is een vlees met jou man. Julle is een. Wat gebeur is, wanneer hierdie rolle omruil, van die vrou, van die pa en die kind, wat gebeur as ons rolle omruil? Dan is daar chaos. Daar is altyd chaos, en dit gebeur wanneer hierdie rolle ook omruil. Die vers sê, hulle mans en kinders lief te hê. Nou hierdie liefde wat hiervan gepraat word, is nie emosionele, soetsappige liefde wat ons op die TV sien nie. Bybelse liefde is altyd opofferende liefde. Jy gee jouself. Vrouens, jy moet jou gee vir jou man. Jy moet jou gee vir jou kinders. Dis opofferende liefde. En dan gaan vers 5 verder. Ingetoe te wees, kuis, huislik, goed aan hulle eie mans onderdanig. Maar die 2020 vertalers het hierdie vers baie beter vertaal. Hoor wat staan daar. Sodat hulle die jong vroue kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. Verstandig, kuis, toegewy aan hulle huishoudings. Goedgeaard, onderdanig aan hulle eie mans. Toegewy aan hulle huishoudings. Nou hier begin ons nou op die plig te kom van onderdanige vrou. Dit is die vrou se eer om 'n tuiste te skep waar haar man en kinders gevoed word, geklee word, geleer word, maar ook veilig is. 'n Toegewyde vrou skep 'n tuiste waar die man na 'n harde dag se werk nie kan wag om huis toe te kom nie. Hy wil nie ander draaie gaan ry nie, hy wil huis toe kom. 'n Toegewyde ma skep 'n huis waar haar kinders geleer word van God, waar hulle geleer word van die wêreld daar buite, waar hulle voorberei word vir die wêreld, sodat wanneer hulle groot is, dan gaan hulle rolle as mans en vrouens van God kan volstaan. God het die vrou se rol so geskep, dat sy geëer sal word, as sy gehoorsaam is hieraan. En ons sien dit in Spreuke 31, in die laaste vers van Spreuke 31 staan daar, die toegewyde vrou word in die stadspoorte geëer. Dit bedoel die dorp praat van haar. En in ons konteks social media praat van haar. Hierdie vrou is 'n godvreesende, toegewyde vrou. En dan kyk na vers 5 van 1 Petrus 3. Sodat die woord van God nie belaster word nie. Wat is op die spel hier so, dames? Die eer van God. Die eer van God is op die spel. As julle nie onderdanig is aan julle eie mans nie, soos wat God in die Bybel voorskryf nie, dan sê ongelowiges, hoekom moet ons dit doen? Want onthou, ongelowiges lees ook soms die Bybel. Hulle hoor ook by ander mense van hierdie onderdanigheid. Dan sê hulle, dis julle lering en julle kan dit nie eers doen nie. Hoekom moet ons vir julle God luister? Die eer van God is op die spel. Christengesinne wat nie lewe volgens die ontwerp van God nie, belaster vir God. Dis wat hier staan. Ons belaster vir God. Jou eer as vrou en as ma, tesame met die eer van God, is op die spel hierso. Ek wil afsluit met 'n vers uit televisie toe te blaai nie, uit Spreuke 31 uit vers 10. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Dames, daar is niks meer op hierdie aarde meer kosbaar as 'n deegsame vrou nie. Niks nie. God het julle 'n baie spesiale rol gegee in die gesin. Dink 'n bietjie aan onderhoude wat julle nou op die TV gesien het. Van atlete of mense wat akademies goed presteer en dan word daar vir hulle gesê, mooi, hier is jou prys, wat wil jy sê? Ek wil vir my ma sê dankie. Hulle sê byna nooit vir hulle pa's dankie nie, hoekom nie? Want die ma speel hierdie rol. Die ma maak die kinders groot. Die pa bring die geestelike lering en autoriteit, maar wie leer die klein kindertjies? Die ma. Die ma het hierdie rol om te speel. Die ma skep 'n huis sodat kinders kan floreer. Dis die rol van die ma. So ma, jy het 'n rol om te speel in jou huis
waarvoor God jou gekies het. En ons moet die Here loof en prys vir onderdanige vroue. So volgende week, nou het ons die onderdanigheid onder die knie. So volgende week gaan ons bietjie kyk, hoe lyk dit prakties in 'n vrou se lewe? Hoe sal dit die dag tot dag lewe van 'n Bybelse vrou lyk? En die van julle wat dit wil gaan lees, kan dit gaan lees. Ons gaan baie vinnig deur die hele Spreuke 31 lees. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om ma's te hê nie. Here, wat 'n voorreg is dit nie om onderdanige vrouens te hê nie. Hierdie is so 'n geweldige rol, Here, wat deur ons wêreld, deur ons samelewing afgespeel word as iets onbenulligs. Here, U het die vrou geskep as die man se helper, maar U het haar ook geskep as die man se gelyke. Here, ons gesinne het onderdanige vrouens nodig. Ons gesinne het onderdanige ma's nodig. Here, ek wil U loof en ek wil U prys vir elke vrou wat haar hart gaan oopmaak vir U. Here, wat haar eie tekortkominge gaan ondersoek en wat veranderinge gaan aanbring, Here. Ek wil U vooruit al dankie sê daarvoor, Here. Want soos Spreuke 31 vers 10 sê, 'n onderdanige vrou, 'n deegsame vrou is meer werd as korale. Here, en as jy enige vrouens hier sit wat voel hulle het gefaal in hierdie gedeelte, Here, wil ek vir U vra, dra hulle op U hande, Here, want ons almal het gefaal. Dit is hoekom ons deur hierdie reeks werk, Here, want ons almal het tot die besef gekom, ons het ons gesinne gefaal, Here, maar ons wil dit regstel. En ons weet U is 'n God van genade en U is 'n God van liefde, Here. En ek weet dat U ons as gemeente sal dra deur hierdie reeks. Elke vrou, elke man en elke kind, Here. En ek eer U daarvoor. Here, seën ons deur hierdie week dat ons hierdie skrifgedeelte sal oordink, Here. Here, dat dit in elke vrou se hart sal wortel skiet en dat hulle dit sal implementeer in hulle lewens, Here. Dankie dat U 'n God van genade is. Here, dankie vir hierdie geleentheid vir ons as gemeente om net weer te sien wat is U doel met die gesin. Ons eer U daarvoor, Here. En ons vra U al hierdie dinge in die wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen.